Buig ons hoofde saam. Liewe Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre bymekaar kan kom om U te aanbid op hierdie pragtige Sabbatmôre. Here, ons vra dat die Heilige Gees op ons sal uitstort, op hierdie kerk. Here, die boodskap wat U stuur vanmôre, laat dit elkeen se hart aanraak vanmôre. Vra dit in Jesus se naam. Amen. Skriflesing vanmôre, Malagi 4. Die titel van die preek vanmôre is: Waar is Elia vandag? Waar is Elia vandag? Kom ons kyk Malagi 4, 1-4. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en al die goddeloosheid bedrywe in 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole, op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Ek wil vir julle nog iets, net 'n guns vra. Ek kry nou warm in hierdie baadjie, of ek hom kan uittrek, en ek gaan dit staaf met die Bybel hierso, en dit kan julle kry, Jesegiel 44 vers 18, en dit is vir die Levitikus priesters geskryf. Luister wat sê dit: Linne hoofversiersels moet op julle hoof wees, en linne broeke aan julle heupe wees. Hulle mag hulle nie omgord met iets wat hulle laat sweet nie. En hierdie baadjie laat my sweet. Ek moet my nie laat sweet hier voor die Here nie. Kan ek maar die baadjie uittrek asseblief? Dankie. Ek wil net dit sê, ek is nie 'n predikant of so, ek is maar net 'n gewone diesel mechanic wat vir Sasco bakkerye werk. Ek maak die bakkery lorries reg, so ek is nie 'n predikant nie. Soos ek gesê, die titel van die preek is: Waar is Elia vandag? Kom ons open ons Bybels, Malagi 4 vers 5 en 6. Kyk, ek stuur julle die profeet voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek te tref nie. Wat is hierdie vreeslike dag van die Here? Waaroor gaan dit as hy sê die groot en vreeslike dag van die Here? Kom ons kyk hierso, Openbaring 6. Vers 14 tot 17. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde, die grootes en rykes, en die owerste oor duisende en magtiges, en al die slawe en al die vrye mense, het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en rotse gesê: Val op ons, verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir hom en vir die toring van die lam, want die groot en dag van die toring, sy toring het gekom, en wie kan bestaan? Nou, of as die groot en vreeslike dag van die Here is die wederkoms van Jesus, en Malagi sê dat God weer eendag Elia gaan stuur net voor die groot en vreeslike dag van die Here kom. So net voor die wederkoms van Jesus sal Elia weer teruggestuur word. Maar sê vir my vandag, waar is Elia vandag? Waar is Elia vandag? Ons weet dat Elia hemel toe is. Beteken dit dat God weer vir Elia uit die hemel gaan terugstuur aarde toe, net voor hy kom? Ek glo nie so nie, want daar was 'n man wat gekom het in die krag en gees van Elia. Wie was hy? Johannes die Doper. Kom ons kyk hierso, Lukas 1, 13 tot vers 13 en vers 17. Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou seun baar, en jy moet hom Johannes noem.
Vers 17 sê, en hy sal voor hom uitgaan in die gees en krag van Elia, om die harte van die vader terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsaames tot gesindheid van die geregtes, om die Here 'n toegeruste volk te berei. Hier praat die Bybel van Johannes die Doper, en hy is die Elia wat gekom het voor Jesus se eerste koms. Hierdie profesie is vervul met Jesus se eerste koms, en dit is geskiedenis, en geskiedenis sal homself herhaal. Nou vra ek die vraag vanmôre, waar is Elia vandag? Daar's 3 Elias in die Bybel. Elia nommer 1, die regte Elia wat hemel toe is. Elia nommer 2, Johannes die Doper wat gekom het met Jesus se eerste koms. Elia nommer 3 wat later van tyd gaan kom, net voor Jesus kom. Nou waar is hierdie derde Elia? Kan ons hierdie derde Elia identifiseer? Nou wat ons vanmôre gaan doen, ons gaan die boodskappe van die eerste en die tweede Elia identifiseer, dan gaan ons hierdie boodskappe bymekaar sit om die derde Elia te identifiseer. Elias 1 en 2 is geskiedenis wat sal herhaal word in die einde van tyd. Geskiedenis sal homself herhaal. Nie alles sal letterlik vervul word nie, maar die eienskappe sal herhaal word. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Onthou jy, Elia het gekom en hy het bekering gepreek. Na Elia het Elisha gekom en hy het meer wonders en genesings gedoen. Net soos Johannes die Doper, hy het gekom om bekering te preek en Jesus het gekom met wonders en genesings. Hier is 'n goeie voorbeeld van geskiedenis wat homself herhaal. Dit is wat ons vanmôre gaan doen nou. Dit is wat ons gaan 'n Bybelstudie doen. Ons gaan eers die boodskappe van die eerste Elia vat. Ons gaan sy boodskappe vat. Dan gaan ons die boodskappe van die tweede Elia vat. Dan gaan ons hierdie boodskappe bymekaar sit om die derde Elia te identifiseer. Nie alles is letterlik nie, maar die eienskappe sal herhaal word. Nou kom ons studeer die boodskappe van die eerste Elia. 1 Konings 18, 17 en 18. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou broeder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangeloop het. Onthou julle, koning Agab was koning van Israel, en hierdie koning was met 'n verkeerde vrou getroud, en haar naam was Jezebel. En hierdie twee het Israel in so sonde ingelei, dat dit vir 3,5 jaar glad nie gereën het in Israel. En toe Israel op die hoogste punt van sonde was, toe verskyn Elia skielik op die toneel, en hy moet die mense terugbring na God toe. In hierdie tyd het Jezebel ook vir Elia vervolg. En dit sal die einde tyd van tyd ook gebeur, dat hierdie derde Elia sal vervolg word. Wat stel 'n koning voor in 'n Bybel? 'n Politieke mag, en 'n vrou 'n kerk. En hierdie twee was in 'n onheilige alliansie getroud, en hulle die nasie in sonde ingelei, en dit sal in die toekoms gebeur ook. In hierdie tyd sal die wêreld in afgoderry ingelei word, en dan moet God 'n derde Elia op die toneel hê, net voor die wederkoms. Geskiedenis sal homself herhaal. Wat was Elia se boodskap? Wat was Elia se boodskap? Kom ons gaan weer terug na 1 Konings 18, 17 en 18. En toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou broeder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat en agter die Baals aangeloop het. Indirek sê Elia vir Agab, bewaar die gebooie van God, aanbid die Skepper God, en dit sal ook die boodskappe van die derde Elia wees. Hulle moet die gebooie bewaar en die
die Skeppergod aanbid. Onthou julle wat gebeur het op Berg Karmel? Alles wat op Berg Karmel te doen het, het met aanbidding te doen. Kom ons lees hierso 1 Konings 18, 21 tot 29. 1 Konings 18. Alles wat hier gebeur het, het met aanbidding te doen. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. As Baal dit Baal is, volg hom na. Maar die volk het hom nie geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van die Baal 450 is. Maar laat ons vir ons 2 bulle gee, dan kan hulle vir 1 bul uitkies en 'n stukke verdeel en op hout sit, maar sonder om vuur te maak. En ek sal die ander bul gereed maak en op hout sit, maar sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep. En die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle 1 bul uit, maak julle eerste gereed, want julle is die meeste, en roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle die bul wat hy hulle gegee het, geneem, gereed gemaak, en die naam van Baal van môre tot middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem, niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos God. Hy is seker in gepeins, of seker afgesonder, of seker op reis, miskien slaap hy, en hy moet wakker gemaak word. En hulle het hard geroep, en hulle self volgens die gebruik met swaarde en spiese stikkend geskerwe, tot die bloed op hulle uitgespuit het. En toe dit middag verby was, het hulle begin raas tot die tyd dat die spysoffer gebring word, maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie. So dit klink baie vir my na 'n charismatiese tipe beweging. Hulle raas, hulle spring op en af, en niemand antwoord nie. So rukkie terug, so maand terug, my skoonpa het 80 geword, en hy behoort aan die Assemblies of God Church. En ek het die Sondag saamgegaan met my vrou, want hulle sou later tee gehad het daarso. En ek het 'n ding gesien in daai kerk. Die speakers is vol oop, ek kan niks hoor, hulle raas, en hulle spring, die predikant dans daarvoor. Toe onmiddellik in my gedagte kom is hier Berg Karmel. In my gedagte sê, skree harder, hy is mos God, hy kan mos hoor. En dit is alles te doen met aanbidding te doen. Nou kom ons kyk na Elia se styl van aanbidding. Kom ons kyk hierso, 1 Konings 18, 36 tot 38. Kom ons kyk na Elia se styl. Hy spring nie op en af nie, hy raas nie. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word, dat U God in Israel is, en ek U knegt, en dan dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk erken dat U Here God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarop het vuur van die Here neergedaal en die brandoffer en die hout en die klippe en stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. Nou, let op na Elia se aanbiddingstyl. Is 'n nederige tipe aanbiddingstyl. Hy gaan kniel voor God en hy praat net met God. Hy raas nie, hy spring nie op en af nie, en God antwoord hom. So wat kan ons van die derde Elia verwag? Wat kan ons van die derde Elia verwag? Hulle bewaar die gebooie van God. Hulle aanbid die Skepper God. Hulle het 'n nederige tipe van aanbidding. Nou kom ons kyk na dit was die boodskappe van die eerste Elia.
Kom ons kyk na die boodskappe van die tweede Elia, Johannes die Doper. Nou wat was Johannes die Doper se boodskap? Hy het gekom om bekering te preek. Is dit al wat hy gesê het? Het hy net bekering gepreek? Kom ons kyk hierso Matteus 3 vers 1, 2 en 3. En daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Want dit is van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: "Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit." Hier sê dit vers 2: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Nou sê vir my, hoe het Johannes geweet dat die koninkryk van die hemel naby gekom het? Hoe het hy dit geweet dat die koninkryk naby was? Jy weet, Johannes het daar in die woestyn gebly en hy het baie tyd gehad om die Bybel te studeer. Hy het baie tyd gestudeer. Nou watter gedeelte van die Bybel het hy gestudeer om te weet dat die koninkryk naby was? Daniël hoofstuk 9, die tydprofesie van Daniël hoofstuk 9, het hy gestudeer en hy het geweet dat die koninkryk naby was. So wat kan ons van die derde Elia weet? Wat kan ons van die derde Elia verwag? Hulle is studente van profesie. Hulle is studente van profesie. Wat 'n ander boodskap het Johannes vir ons? Kom ons kyk hierso. Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem." Daar is die lam van God wat die sonde wegneem. Heilige waarheid. 30 jaar het Johannes daar in die woestyn gebly en hy het baie tyd gehad om die Bybel te studeer. Nou, dit is hoekom Johannes gebore is. Hy sê, daar is die lam van God. Hoekom noem hy Jesus lam? Toe Jesus aankom, hoekom noem hy Jesus lam? Wat het hom die idee laat gee het, om Jesus lam te noem? Die heiligdomdienste. Die heiligdomdienste. Ek kan sien dat Johannes daar staan voor Israel en hy sê: "Julle het kalvers en bokke en lammers geoffer vir julle sondes, maar hier is hy, hier is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem." Johannes, in ander woorde, Johannes was 'n student van die heiligdom. Hy het die heiligdom boodskap gehad. Nou kom ons kyk, wat gaan die einde van tyd wees? Hoe gaan dit wees? Wat moet die derde Elia se boodskap wees? 'n Heiligdom boodskap. Eerste Elia, kom ons kyk weer, gaan ons terug. Eerste Elia, bewaar die gebooie van God, aanbid die Skepper God. 'n nuwe nederige tipe aanbidding. Tweede Elia boodskap, 'n boodskap van profesie, heiligdom boodskap. Nou wat 'n ander boodskap het Johannes vir ons gehad? Wat 'n ander boodskap het hy vir ons gehad? Kom ons kyk hierso Matteus 3 vers 4. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhaar, 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. So wat was sy fashion? Wat was sy fashion? Kameelhaar en 'n leergord om sy heupe. Dit was sy fashion. Hy het nie sy versierings en sulke goed aangehad. Moet ons so ook vandag kom met versierings en mooi aangetrek, 3000 rand paar skoene, en soos die fariseërs kom ons nou daaraan en ons sê, bekeer julle. Mense sal sê, man, kyk hoe lyk jy, gaan bekeer jouself. Ons moet soos Johannes kom, stil en nederig. Ons moet stil en nederig. En ons leefwyse moet die mense aankla van hulle sonde. Nou wat was Johannes se dieet? Wat het hy geëet? Sprinkane en wilde heuning. Sprinkane en wilde heuning. Nou as jy die Engelse Bybel lees, die King James, praat dit van locust. Nou locust het kan twee dinge bedoel in die Ou Testament, in King James. Dit kan wees
springkaan of dit kan 'n tipe vrug wees wat daar in die omgewing gegroei het. Springkaan en wilde heuning. Ek kan nie sien dat Johannes elke môre so gegaan het en die springkane gaan vang nie. Ek kan dit nie sien nie. Dit moes 'n tipe vrug gewees het wat daar gegroei is. Al wat hierdie gedeelte vir ons wys is dat ons kos simpele dieet moet wees, 'n vegetariese dieet. Hoe sal dit lyk as Johannes so dik gevreet uit die woestyn uitgekom het? En sê bekeer julle. Hy sê man kyk hoe lyk jy, gaan bekeer jouself. Ons leefstyl moet wys wat ons preek. Ons moet die boodskap leef. Onthou julle die eerste Elia is hemel toe. Die tweede Elia is onthoof gedurende 'n dronkpartytjie. So wat kan ek van die derde Elia verwag? Party sal hemel toe gaan, ander sal doodgemaak word vir hulle geloof. Nou die tweede Elia is doodgemaak gedurende 'n dronkpartytjie. Onthou julle die storie van Herodes? Hy nooi al die goewerneurs saam en hulle hou partytjie. Hulle drink wyn en terwyl hulle lekker getrek word, kom dans die vrou se dogter daar voor hulle. En sy dans so mooi dat die koning 'n bietjie getik raak in die kop en hy sê o, jy dans so mooi. Ek sal die helfte van my koninkryk vir jou gee. En nou wat doen die dogter? Sy gaan na die moeder toe. Sy sê vir die moeder, die koning sê kan die helfte van die koninkryk kry. Wat sal ek voorvra? En die moeder sê, gee my die kop van Johannes die Doper. En dit geskiedenis sal homself herhaal in die einde van tyd. Nou kom ek vat hierdie storie en ek sit hom in die toekoms. Waarvoor staan 'n koning in die Bybel? 'n regerende mag, 'n politieke mag. En die kleiner magte, hierdie goewerneurs, is kleiner magte wat hulle mag gee aan hierdie groot mag. Hulle drink die wyn van Babylon. Nou kom dans die dogter voor hulle. Wie is die dogter? Afvallige protestantisme. Nou sy doen 'n charismatiese dans hier voor hulle. Voor hierdie politieke mag. En hulle is getrek op die wyn van Babylon. En hulle sê, o, jy dans so mooi. Hierdie mag sê, o, jy dans so mooi. Ons sal die helfte van my koninkryk aan julle gee. En wat doen die dogter? Hier afvallige protestantisme. Sy gaan na die moederkerk toe. En sy sê, wat sal ek voorvra? En die moederkerk sê vir haar, gee my die kop van die derde Elia. Geskiedenis sal homself herhaal. En ek wil vir julle lees hierso Last Day Events, bladsy 144. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss and clasp the hand with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling the rights of conscience. En dan het ek 'n boek saamgebring wat hulle beplan. En hierdie ding is moet in werking. Ek het altyd gewonder wanneer gaan hierdie ding in werking. Hierdie boek is deur 'n Jesuïet geskryf. Keys of this blood. Hy is deur 'n Jesuïet geskryf. Keys of this blood. En vir die eerste keer sê hulle ons het 'n Jesuïtiese paus die paus wat nou regeer is 'n Jesuïtiese paus. En hulle beplan 'n nuwe wêreldorde. En hier is op bladsy 15. Kyk wat sê dit. Willing or not, ready or not, we are all involved in an all-out, no-holds-barred, three-way global competition. Most of us are not the competitors, however. We are the stakes. For the competition is about who will establish the first one-world system of government that has ever existed in a society of nations. It is about who will hold and wield dual power of authority and control each of us as individuals and over all of us together as a community.
Over the entire 6 billion people expected demographers to inhabit the earth by the early 3rd millennium. The competition is all out because now that it is started, there is no way it can be reversed or called off. No holds barred because once the competition has been decided, the world and all that is in it, our way of life as individuals, as citizens, our nations, our families, our jobs, our trade and commerce and money, our educational systems, of all our religious and our cultures, even badges of national identity, which most of us have always taken for granted, all will have been powerfully, radically altered forever. No one can be exempted from its effects. No sector of our lives will remain untouched. En in hierdie boek noem hulle ook 7-dag Adventiste wat wil nie saamwerk om 'n nuwe wêreldorde te stig en een kerk te stig nie. Ek gaan net so 'n stukkie lees, bladsy 286 van hierdie selfde boek. The interest for John Paul lies in the element of opposition to him that they present. That opposition among non-Christian minimalists is obvious, especially like the Mormons, Christian Scientists. They deny the central tenet of John Paul's Christianity, namely the divinity of Jesus. Among the Christian minimalists, the opposition is virulent and has a long history. Despite of the natural differences, for instance, between the Advent Christian Church, Church of God, Abrahamic faith, and the Seventh-day Adventists, they are all in one opposition to Rome as a red whore of the Mediterranean. So hulle moet al hierdie kerke saambring om 'n nuwe wêreldorde te stig. En die paus het nou laasweek het hy Amerika Kongres gaan toespreek. Hy gaan ook die Europese Unie ook toespreek. En hulle wil 'n nuwe wêreldorde instel. Nou wie is die derde Elia voor die wederkoms? Hulle bewaar die gebooie van God. Hulle aanbid die Skepper God. Hulle het 'n nederige tipe aanbidding. Hulle het 'n boodskap van profesie. Hulle het 'n boodskap, 'n heiligdom boodskap. Hulle het 'n Christelike leefstyl boodskap, 'n gesondheidsboodskap. So wie is die derde Elia? Waar anders kan ek die derde Elia identifiseer? Openbaring 14 vers 6. Kom ons kyk Openbaring 14 vers 6 en 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die inwoners van die aarde en alle nasies, stamme, tale en volke. So dit is 'n wêreldwye boodskap. Hierdie derde Elia moet 'n wêreldwye boodskap wees. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God." Wat beteken dit as hy sê vrees God? Hoekom sê hy vrees God? Kom ons kyk hierso, Prediker 12 vers 13. Prediker 12 vers 13. Die hoofsaak van alles is, vrees God, hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. As hy sê vrees God, in ander woorde sê hierdie engel, bewaar sy gebooie. En gee hom die heerlikheid. Gaan nou terug Openbaring 14 vers 7. En gee hom die heerlikheid. Wat beteken dit as hy sê gee hom die heerlikheid? Kom ons kyk 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle eet of drink, doen alles tot die verheerliking van God. Of julle eet of drink. Hierin sien ek die gesondheidsboodskap. Of julle eet of drink, verheerlik julle liggame. 'n Gesonde liggaam kan God beter dien as 'n siek liggaam. En dit is waar. Nou so rukkie terug, ek was nou besig om 'n nuwe preek uit te werk. Sy was meer as 'n profeet. En ek het hierdie stelling hierdie preek so 3-4 jaar terug uitgewerk. En toe ek op hierdie ding kom, tog ek, hoe het ek hierdie stelling nou geskryf?
Want of ons eet, wat ons eet, affekteer wat ons drink. Wat ons eet, affekteer wat ons drink. Kom ons kyk Testimony Treasures. Testimony Treasures, bladsy 422. Wat ons eet, affekteer wat ons drink. En toe ek nou hierdie preek uitwerk, sy was meer as 'n profeet, toe kom ek op hierdie af. En ek het nie geweet, hoekom het ek so stelling gemaak nie, wat ons eet, affekteer wat ons drink. En dit is Testimony Treasures, bladsy 422. Many mothers who deplore intemperance, which exists everywhere, do not look deep enough to see the cause. They are daily preparing a variety of dishes and highly seasoned food which tempt the appetite and encourage overeating. The tables of American people are generally prepared in a manner to make drunkards. So wat ons eet, sy sê, the tables of American people are generally prepared in a manner to make drunkards. En hulle het hierdie stelling getoets in 'n laboratorium. Nou ek wil nog 'n stukkie vir julle lees. We press the subject still closer, bladsy 423. We press the subject still closer. Tea and coffee are fostering the appetite, which is developing for stronger stimulants as tobacco and liquor. Nou hoe het sy geweet toe sy hierdie goed geskryf het? It is indulgence of appetite and passion which makes the truth of none effect upon the heart. It is impossible for the spirit and power of truth to sanctify man, soul, body and spirit when he is controlled by appetite and passion. En hulle het hierdie getoets in 'n laboratorium. Ander dag as ek die preek klaar uitgewerk het, sy was meer as 'n profeet, sal ek die resultate vir julle sê wat gebeur het in die laboratorium, want ek het nie meer baie tyd oor nie om nou dit in te gaan nie. En dan gaan ons verder by Openbaring 14 vers 7. Aanbid hom, dan sê, want die uur van sy oordeel het gekom, want die uur van sy oordeel het gekom. Wat beteken dit as hy sê die uur van sy oordeel het gekom? Daniël 8 vers 14. En hy het gesê, 2300 aandes en mores, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. 2300 aandes en more. Hierin sien ek die heiligdom boodskap. En ek sien 'n boodskap van profesie. Dit is die profesie van Daniël 8 vers 14. Dit sal ook die boodskap wees. Dit was ook die boodskap van die tweede Elia. En dan gaan ons vers 7 weer. Openbaring 14 vers 7, ons gaan aan. Aanbid hom wat die hemel, aarde, see en waterfonteine gemaak het. Hierdie is 'n direkte aanhaling uit die Ou Testament. Hou die 7de dag Sabbat heilig. Want hier in Exodus 20 sê, want in 6 dae die Here hemel en aarde gemaak, alles daarin. En die 7de dag gerus. Daarom het die Here Sabbat geseën en geheilig. Want hy sê, aanbid hom wat die aarde en die see en waterfonteine gemaak het. Hierin sien ons in Openbaring 14 vers 7, hou die 7de dag Sabbat heilig. En dan vers 14 vers 8, en 'n ander engel het gevolgens gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van 'n grimmigheid van 'n hoerery. Hier is die boodskap, ook die boodskap van die derde Elia. Aanbid die Skepper God, moenie Babylon aanbid nie. En dan vers 9 sê, en die derde engel het hulle gevolg met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en die beeld aanbid en die merk op sy voorhoof en sy hand ontvang. So in ander woorde, die derde Elia moet sê, pas op vir die merkteken van die dier. Nou watter eienskappe het ons so ver gekry? Uit die eerste Elia. Wie is die derde Elia? Hulle bewaar die gebooie van God. Hulle aanbid die Skepper God. Hulle het 'n nederige tipe aanbidding. Hulle het 'n boodskap van profesie. Hulle het die heiligdom boodskap. Hulle het 'n gesondheidsboodskap. In Openbaring 14 sê, vrees God, bewaar sy gebooie. Uur van sy oordeel, 'n boodskap van profesie.
Daniël 8 vers 14, weer heiligdom boodskap. En bid hom wat die waterfontein gemaak het, hou die 7de dag Sabbat heilig. So wie is die derde Elia? Wie is die derde Elia? Kan julle die derde Elia identifiseer? Sê vir my vanmôre, watter beweging sê, watter kerk in die wêreld sê, bewaar die gebooie van God? Watter kerk in die wêreld sê, aanbid die Skepper God? Watter kerk in die wêreld het 'n nederige tipe aanbidding? Watter kerk in die wêreld het 'n boodskap van profesie? Watter kerk in die wêreld het 'n heiligdom boodskap? Watter kerk in die wêreld het 'n gesondheidsboodskap? Watter kerk in die wêreld sê pas op vir Babylon en pas op vir die merkteken van die dier? Daar is net een kerk in die wêreld wat hierdie boodskappe het en dit is die 7de dag Adventiste kerk. En ek wil vir julle lees hierso Last Day Events. Bladsy 45. Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people, separate from the world, by the great cleaver of truth. He has cut them out from the quarry of the world and brought them in connection with himself. He has made them his representatives and called them to be ambassadors for him in the last work of salvation, the greatest wealth of truth ever entrusted to mortals, the most solemn and fearful warnings ever sent to God by man have been committed to them to be given to the world. In special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen, as light bearers. To them has been trusted the last warning for the perishing world. On them is shining the wonderful light from the Word of God. They have been given a work of most solemn import, the proclamation of the first, second, and third angels' message. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing to absorb their attention. En dit is ons boodskap. Ons is die derde Elia en dit moet wat ons moet doen. So die eerste Elia, die tweede Elia wat Johannes die Doper was, hy moes die koms van Jesus se eerste koms voorberei. Die derde Elia moet die koms vir die wederkoms moet mense voorberei vir die wederkoms. Maar daar's net een probleem in die kerk. Daar's te veel Agabs en Jezebelle in die kerk en hulle hou die werk terug. So wat moet ons doen? Moet ons nie maak soos wat hier in Joël 2 staan? Joël 2 vers 1. Blaas die basuin op Sion en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. In vers 11 sê, en die Here verhef sy stem voor die leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja magtig, die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Here is groot, uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle Here hart, met vas geween en rouklag, en keer julle hart en nie julle kleur nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig, barmhartig, langmoedig, en groot van goeie tierenheid, en een wat berou het oor onheil. Blaas die basuin op Sion, heilige vasdag, roep die vergadering saam, en dit is ons boodskap. Ons moet nou in hierdie tyd, moet ons die boodskap uitdra soos nooit tevore nie. En ek wil afsluit vandag met president Roosevelt vir Amerika. Hy het dit geskryf van 'n land wat hy gelief gehad het. We are in America, holding our hands, the last best hope of mankind. And shame and disgrace will be ours if we let drag in the dust the golden hopes of men. En laat ek hierdie woorde toevoeg aan 'n kerk wat met die Verenigde State van Amerika groot geword het en iets het om vir die mense te sê in die wêreld. We are in this church, holding our hands the last best hope of the world. And shame and disgrace will be ours if we let drag in the dust the golden dream of the Advent message. En ons gaan nou sing lied 407. Nou hierdie lied
gedurende 3 maande voor 1861 het Ellen White voor 'n gemeente gepreek en sy het vir hulle gesê dat daar burgeroorlog sou kom en dat daar mense in die gemeente was wat seuns in daai oorlog sou verloor. Nou gedurende hierdie oorlog het die militêre orkeste van die suide sowel as die noordes militêre orkeste hierdie wysie gespeel. Nou hierdie wysie is lankal al deur die Amerikaners vergeet, maar hierdie wysie word nog behoue in ons liedereboeke. Nou hulle het net die Christelike woorde by hierdie wysie bygesit. Hierdie wysie was Bonnie Louise of Mohawk Vale. En ons gaan hierdie lied sing as 'n afsluitlied. Liewe Hemelse Vader, baie dankie dat U ons uitgekies het as die derde leeu in hierdie wêreld om 'n boodskap te gee aan die mense. Here, help elkeen ons vandag. Gee ons die Heilige Gees om hierdie boodskap uit te dra. Vra dit in Jesus se naam. Amen.